Hallo daar en welkom by les 19 in die reeks om te leer programmeer in Scratch. Vandag gaan jy iets leer van die SKA teleskoop in die Karoo wat objekte wat baie ver van die aarde af is in die ruimte kan opspoor en dan sal jy 'n program skryf wat asteroïdes skiet met 'n laserkanon. Die SKA-projek is 'n internasionale poging om die wêreld se grootste radioteleskoop te bou, wat uiteindelik meer as 'n vierkante kilometer of 'n miljoen vierkante meter opvangsgebied sal dek. Anders as teleskope wat uit een groot skottel bestaan die SKA uit baie individuele antennes. In Suid-Afrika is 133 antennes bygevoeg by die bestaande 64 skottel meerkat in die gebied van 150 km uitmekaar. Die Karoo in Suid-Afrika en 'n gebied in Wes-Australië is gekies om hierdie ontvangers op te rig, omdat daar nie baie ander syne is wat sal inmeng met die ontvangs in hierdie afgeleë plekke nie. Die projek sal van die wêreld se beste wetenskaplikes, sterrekundiges en ingenieurs byeenbring. Die stelsel sal superrekenaars vereis en netwerktegnologie wat meer dataverkeer as die hele internet sal genereer. Sterrekundiges sal die SKA gebruik om te verstaan hoe sterre en sterrestelsels gevorm word en hoe hulle ontwikkel het met verloop van tyd. En wie weet, dalk nog lewe elders in die heelal opspoor. Alhoewel 'n asteroïde botsing met die aarde onwaarskynlik is, sou dit 'n vernietigende impak op die aarde hê. Beter teleskope maak dit moontlik om vroeër bewus te wees van enige gevaar. Indien 'n asteroïde wel naby die aarde sou kom, sal dit met 'n kernontploffing opgebreek word of van rigting laat verander word. Beantwoord nou die vraag oor die onderwerp in jou werkboek. Kom ons kyk nou na die nuwe blokke wat jy in hierdie les sal nodig kry. Hierdie persblok uit die Looks groep verander die sprite se kostuum na 'n spesifieke ander kostuum. Jy het al Next Costume gebruik, maar as jy wil seker maak dat 'n sprite 'n spesifieke kostuum moet vertoon, is hierdie blok meer geskik. Beskou hierdie voorbeeld. Nou sal die pyl wat regs wys vertoon word as jy die regspyltjie op die sleutelbord druk, en die pyl wat na links wys sal vertoon word as jy die linkspyltjie op die sleutelbord druk. So. Hierdie blou blok uit die motion groep bevat sy sprite se rigting. Hierdie blok se waarde kan vertoon word op die verhoog as jy die regmerkie klik net voor die blok. Hier kan jy sien hoe die rigting vertoon word en verander. Hierdie blou blok uit die motion groep sal die sprite horisontaal op 'n spesifieke plek plaas, terwyl die vertikale posisie nie verander nie. Hierdie blou blok uit die motion groep sal die sprite vertikaal op 'n spesifieke plek plaas, terwyl die horisontale posisie nie verander nie. Byvoorbeeld, hierdie blokke sal die sprite horisontaal op 'n willekeurige plek plaas, maar altyd reg bo aan die verhoog. Hier kan jy dit in aksie sien. Hierdie blou blok uit die motion groep sal die sprite 10 pixels na regs op die verhoog laat skuif, omdat die x-waardes groter word al hoe verder regs op die verhoog. En hierdie blou blok uit die motion groep sal die sprite 10 pixels hoër op die verhoog laat skuif, omdat die y-waardes groter word hoe hoër jy op die verhoog beweeg. Hierdie lys sal die sprite laer en laer op die verhoog laat beweeg, totdat die sprite onder aan die verhoog kom. Kyk so. Hierdie blou blok uit die motion groep laat die sprite na die posisie van die muis op die verhoog kyk, solank die program uitvoer. Die blok word in 'n lys gebruik om aanhoudend die muis se posisie te volg. Soos in hierdie voorbeeld, waar die sprite aan mekaar in die rigting van die muis op die verhoog beweeg. Kyk daar. En laastens, hierdie blou blok voorwaarde uit die sensing groep toets of die rekenaarmuis se klikknoppie ingedruk is. Indien wel,
is die blok waar, en as die knoppie nie ingedruk is nie, is die blok onwaar. Byvoorbeeld, hierdie if-blok toets of die muis se klikknoppie ingedruk is, en stuur 'n boodskap sodat 'n missiel afgevuur kan word. Kom ons skep vandag 'n speletjie in Scratch met die stars agtergrond. Stuur die program as asteroïde. Kodeer 'n asteroïde wat herhaaldelik van bo aan die verhoog tot onder op die aarde val. Kodeer 'n kanon wat na die asteroïde skiet met missiele. Verander voortdurend die rigting van die kanon om te wys na waar die muis is en skiet as jy die muisknoppie klik. Wanneer die missiel die asteroïde tref, moet daar 'n ontploffing wees. Stoor weer die program as jy klaar is. Hier is 'n voorbeeld van so 'n program. Volg soos gewoonlik die probleemoplossingssiklus. Gebruik die geleentheid om kreatief te wees, vra, oorweeg alternatiewe, beplan behoorlik en toets jou program herhaaldelik. Aan die einde, dink weer oor wat jy geleer het. Skryf enige vrae neer oor die opdrag en soek antwoorde deur met jou maats te bespreek, die onderwyser te vra of op die internet te soek. Soos om 'n prentjie te kry van 'n asteroïde wat ontplof. Jy kan 'n animated GIF daarvoor gebruik. Dink doelbewus aan verskillende moontlike idees. As jy nie 'n regte kanon wil gebruik nie, kan jy selfs die eenvoudige driehoek of 'n ruit en 'n sirkel gebruik in plaas van prentjies van die internet. Teken en benoem 'n skets om die uitleg van die sprites op die verhoog te beplan. Beplan weer jou oplossing. Jy het verskeie algoritmes nodig. Vir die asteroïde wanneer die groen vlag geklik word en wanneer die asteroïde die boodskap ontvang om te ontplof. Vir die kanon wanneer jy die groen vlag klik en ook vir die missiel wanneer die groen vlag geklik word en die missiel die boodskap ontvang om af te vuur. Volg jou algoritme om die program te skryf en toets voortdurend om te kyk of alles werk. Die merkblad in jou werkboek is baie volledig. Gebruik weer die 6 thinking hats om na te dink oor hierdie les. In die volgende les gaan jy 'n speletjie skryf om 'n bal wat van al die kante van die verhoog af wegbons raak te slaan met 'n raket of paddle. Tot dan, totsiens!